Hoe kan 'n jong man sy weg suiwer hou? Deur dit volgens u woord te hou. Psalm 119 vers 9. Baie welkom by ons Jong Adventiste Vroubediening Week van Gebed met die klem op geestelike groei. Vandag is ons tema dieper delf. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om saam u woord te studeer, om 'n hele week daaraan te spandeer om te leer hoe om gegrond te wees in u en te groei in Christus. Ja, Here, groei, want dit is nie iets wat ophou nie, dis iets wat ons moet aanhou doen. Help ons om te onthou dat dit werk is wat u in ons doen wat nooit klaar is nie, en dat ons elke dag nodig het om dieper te delf. Wees nou met ons terwyl ons hierdie tema gaan bespreek en seën elkeen wat vanoggend saam luister. Ek bid in u naam alleen. Amen. Hoe kan ons geestelik en moreel suiwer leef in 'n wêreld wat versadig is met identiteitsverwarring, morele probleme, voortdurend gebombardeer word met ideologieë wat Bybelse waarheid weerspreek? Die skrif definieer suiwerheid as harmonie met God se heilige karakter en om volgens sy woord te leef. Oorwinning oor sonde, helderheid te midde van verwarring, kom slegs na diegene wat die swaard van die Gees, wat die woord van God is, effektief gebruik. Daar staan geskrywe, was die manier waarop die meester Satan se subtiele verleidings tegemoet gegaan het. Vandag word ons aangemoedig om dieselfde geestelike wapens te gebruik. Ons gedagtes moet voortdurend op die woord van God voed. Anders sal die verdediging van die siel afbreek en Satan sal die oorhand kry. 'n Versuim om die woord van God vir selfs een dag te bestudeer en te bepeins, lei tot ernstige verlies. Opsetlike daaglikse betrokkenheid by die skrif vorm wat ons doen, wat ons sê en wat ons dink. Die woord van God is die saad. Elke saad het in homself die potensiaal om te ontkiem. Daarin is die lewe van die plant gevou. Dis is daar lewe in God se woord. Christus sê, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Johannes 6 vers 63. Hy wat my woord hoor en glo in hom wat my gestuur het die ewige lewe. Johannes 5 vers 24. In elke gebod en in elke belofte van die woord van God is die krag, die lewe van God self, waardeur die gebod vervul en die belofte gerealiseer kan word. Hy wat deur geloof die woord ontvang, ontvang die lewe en karakter van God self. Delf vandag en elke dag dieper in God se woord. Dit is hoe jy jou weer rein kan hou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie kosbare herinnering, dat ons elke liewe dag nodig het om tyd te spandeer in u woord. Here, hierdie program is spesiaal bymekaar gesit vir die jong Adventiste vroue, maar ek dink aan almal van ons vanoggend wat hier sit en saam luister. Daar is so baie dinge wat ons tyd en aandag aanval, van jong mamas met klein kindertjies, na vrouens in 'n voltydse loopbaan, na ons ouer dames en oumas. Here, elkeen van ons het dinge wat ons aandag wil aftrek en ons wil besig hou. Soveel so dat ons voel dat ons nie tyd het om in u woord te spandeer nie. Dankie dat u sagkens by ons kom sit en ons herinner vanoggend dat tyd in u woord is wat ons staande hou. Tyd in u woord is wat ons help om die regte besluite te maak, om die regte dinge te sê,
om gedagtes te hê wat suiwer en opbou in ons lewe. Gedagtes wat nie neerslagtig is nie, wat ons help om positief te bly, wat ons herinner as ons in daai moeilike situasie is aan dit wat U skrif sê. As ons nie U skrif in ons hart bære nie, hoe kan ons daaraan herinner word? Here, dankie dat U ons nie veroordeel nie, maar met liefdevolle arms ons optel op U skoot en U net vir ons weer herinner en sê, my kind, ek kan sien jy probeer. Ek kan sien dat jy 'n begeerte het. Hierdie is die antwoord, hierdie is die sleutel om daar uit te kom. Here, mag ons dit ter harte neem. Asseblief wees saam met ons vandag en elke dag gedurende hierdie week van gebed. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Hierdie program is met trots vir jou aangebied deur die Noordelike Konferensie Vrouebediening Departement. Die spesiale hulpbronne is beskikbaar gemaak deur die Vrouebediening Departement van die Suider-Afrika Unie Konferensie.